In vandag se video gaan ons aangaan met die voorbeelde van lineêre getalpatrone as ook kwadratiese getalpatrone. So kom ons praat bietjie oor voorbeeld 3. Die vraag sê beskou die ry. Nou voordat ons die vraag lees of die vraag lees, gaan ons aangaan en ons gaan kyk, maar is daar 'n konstante verskil? Nou van 20 na 28 plus 'n mens 8. Van 28 na 34 plus 'n mens 6. So nou kan ons al klaar sien na waartoe ons gaan. Ons gaan na 'n kwadratiese getalpatroon toe gaan. Van 34 na 38 plus ons 4. En van 38 na 40 plus 'n mens 2. Nou, ons weet ons gaan 'n kwadratiese getalpatroon doen. So ons gaan nou 'n konstante verskil uitwerk. Nou van 8 na 6 minus ons met 2. Van 6 na 4 minus ons met 2. En van 4 na 2 minus ons met 2. So dit wil sê, ons het 'n kwadratiese getalpatroon. Nou kwadratiese getalpatroon is Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c. A werk jy hier uit, b werk jy hier uit en c werk jy hier uit. Wat ek reeds in my vorige video's behandel het. Nou jy ken die rympie, jy begin hier met 'n 2a, hier sit jy 'n 3a plus 'n b en hier sit jy a plus b plus c. OK. Nou, om a uit te werk, gaan jy sê, jy gaan aan albei kante deel met 'n 2. So a gaan gelyk wees aan -1. So hier sal staan -1 en kwadraat. Nou gaan jy in a se plek 'n -1 in substitusie. Nou hierso kry jy -3. As jy -3 oorvat, word dit 'n positief 3. So 8 plus 3 gaan dus vir my 11 gee. Van, nou om c uit te werk, gaan jy in a se plek 'n -1, in b se plek 'n 11, so plus 11, plus c gaan gelyk wees aan 20. Nou, -1, so dit gaan 10 wees, so om oor te vat, gaan negatief 10 word, so c gaan dus 10 wees. So in b se plek gaan ons 11 substitusie, en in c se plek gaan ons positief 10 in substitusie. Nou, ek wil dit net highlight, dat jy kan sien waar my antwoorde lê, want ek het 'n bietjie klein geskryf. Nou, voordat jy aangaan met die vraag, toets 'n mens eers jou antwoord. So nou kry jy jou calculator, en jy gaan term 1 in n se plek in substitusie. So jy gaan sê -1 kwadraat, plus 11, 1, plus 10. En jy gaan die antwoord 20 kry. Nou, in n se plek, gaan jy 2 in substitusie, en jy kry 28, en dan sien jy, maar, my formule is korrek. Nou, gaan ons die vraag lees. Nou, hulle sê, by vraagie A, bepaal die algemene formule vir die eerste verskille. Nou, dit is matriekwerk, so ons gaan daai vraagie nou skiep. En dan by vraagie B vra hulle, bepaal die algemene formule vir die ry. Nou die algemene formule, vraagie B, so daai is jou antwoord vir vraagie B. Nou, ek gaan 'n bietjie klem lê, omdat julle reeds matrieks is, wat dalk hierdie video's gaan kyk. By vraagie A, in matriek gaan jy werk met iets wat praat van 'n rekenkundige ry. Nou, as jy nie matriek is nie, moenie nou hierdie kyk nie, want dit is nie nou vir jou tot belang nie.
Nou rekenkundige ry. So 'n kwadratiese getalpatroon. Sy eerste ry verskille, né? So hierdie ry vorm altyd 'n rekenkundige ry. So dit wil sê, wanneer hulle nou by vraagie A praat van bepaal die algemene formule vir die eerste verskille, gaan jy werk met 8, 6, 4 en 2. So jy gaan met die rytjie werk. En jy gaan sien, maar jy minus die heeltyd 2. Nou, 'n rekenkundige formule, sy antwoord of sy formule is Tn is gelyk aan A plus N min 1 maal D. Nou D staan vir die konstante verskil. So dis minus 2. So jy gaan in D se plek minus 2 gaan in substitusie. En A is altyd jou eerste term in jou ry. En dit gaan 8 wees. En jy gaan na jou algemene formule uitwerk. So jy gaan eers met jou 8 bly, en jy gaan dan minus 2 inmaal. So jy gaan minus 2n plus 2 wees. Nou minus 2n, daai gaan 'n minus 2n bly, en daai bly 'n positief. So 8 plus 2 gaan 10 wees. En die gaan jou algemene formule wees vir die eerste verskille. Ons kyk nou na voorbeeld 4. So voordat ons nou kan uitmaak of dit 'n kwadratiese getalpatroon of 'n lineêre getalpatroon gaan wees, gaan ons eers die vraagie lees en kyk of hulle vir jou sê is dit 'n kwadraties of 'n lineêr. So hulle sê, beskou die getalpatroon -3, -5, -5, -3. Nou, voordat ons gaan begin en die vraag lees, gaan ons gou kyk of dit 'n kwadratiese of 'n lineêre getalpatroon is. So jy gaan sê -5, -3. Dan gaan jy sien, maar van hier na daar moet jy minus met 2. Maar van -5 na -5 is dit, jy verander niks, so dis 0. En dan van -3 minus -5 gaan vir jou 2 gee. So jy kan sien dat jy plus die heeltyd 2. Want van 0 na 2 plus jy net 2, en van -2 na 0 plus jy mens 2. So jy kan sien is 'n kwadratiese getalpatroon. Nou, jy weet 'n kwadratiese getalpatroon is Tn is gelyk aan an² plus bn plus c. Jy gaan A hier uitwerk, jy gaan B hier uitwerk, en jy gaan A plus B plus C hier uitwerk. Nou, A gaan gelyk wees aan 1. Hierso gaan dit 3 maal 1 plus B gaan gelyk wees aan -2. So as jy daai is 3, as jy hom oorvat, dan word B -5. So B gaan -5n wees. En A is 1, B is -5, plus C moet vir my -3 gee. Hierdie gee vir my -4. As ek -4 oorvat, word dit 'n positief 4, en my C-waarde gaan dus 1 wees. So plus 1. En dan gaan jy nou, of course, jou antwoorde toets, en jy gaan jou eerste 2 terms instel. So 1 maal met 1² minus 5,1 plus 1 gaan vir my minus 3 gee. En dan in 1 se plek gaan jy 2 in substitusie, en die antwoord gaan -5 wees, en jy gaan sien dat jou algemene term korrek is. Nou, kom ons lees die vraag. Bepaal die algemene terme van die ry. Nou, ons het dit klaar gedoen. So jy gaan skryf, vraagie A. Dan, vraagie B. Tussen watter 2 terme van die kwadratiese ry sal die eerste verskil 72 wees? Nou,
Die eerste verskil praat hulle weer eens van hierdie. So hierso gaan die antwoord 72 wees. Maar omdat julle graad 11 is, hoef julle nie te worry oor vraagie B nie, maar gaan nou hierdie vraagie vir die matrikulante hanteer of deurgaan. So as jy graad 11 is, skiep hierdie vraag en gaan na die volgende voorbeeld toe. As jy matriek is, kyk na die vraag. So hulle vra basies, waar in hierdie ry gaan jy aan die ou ende met 72 sit? So dit beteken, jy gaan werk met hierdie rytjie, jou eerste verskille, en jy gaan 'n rekenkundige ry se formule gebruik. Nou rekenkundige ry se formule is A plus N min 1 maal D. Nou D staan vir die konstante difference en dis 2. So in D se plek gaan jy 'n 2 in substitusie. En A is altyd jou eerste term in jou ry. So hier gaan 'n negatief 2 in gesubstitusie word. Hou die negatief 2 en maal eers die N in. So hierso gaan jy plus, daai word 2N en daai word min 2. En jy gaan nou hom oplos. So hierdie gaan negatief 2 plus 2N negatief 2 wees. So jou formule gaan 2N negatief 4 wees. Nou gaan jy in TN se plek gaan jy 72 gaan in substitusie. Want in hierdie terme hierso wil jy 72 hê. Maar jy wil weet na watse terme, hoeveelste N gaan dit wees. So jy wil N uitwerk. So jy gaan 72 is gelyk aan 2N min 4. Jy gaan die 4 oorvat, so dan word dit 'n positief 4 en jy gaan plus met 4. So dit gaan 76 wees en 2N. Nou gaan jy aan albei kante deel met 'n 2 en N gaan gelyk wees aan 38. Nou kom ons kyk gou weer na die vraag. Tussen watter twee terme van die kwadratiese ry sal die eerste verskil wees? So term 38 vorm die 72 waarde. So dit beteken, ek het vir julle gesê, as hulle ooit vra tussen watter twee, gaan jy altyd van links na regs. So dit beteken 39. So dit beteken, jou antwoord gaan wees tussen term 38 en term 39. Ok, kom ons kyk gou na voorbeeld 5. Nou voorbeeld 5 sê vir jou, 'n kwadratiese getalpatroon, nou kom ons stop daar. Kwadratiese getalpatroon is Tn is gelyk aan An kwadraat plus Bn plus C. Jy weet A, werk jy uit deur te sê 2A is gelyk aan jou tweede konstante verskil. Jy weet hoe om B uit te werk en jy gaan sê 3A plus B is gelyk aan jou eerste konstante verskil. En C gaan A plus B plus C is gelyk aan jou term 1. Ok, so dis wat jy moet in gedagte hou, sodra hulle vir jou woordsomme gee, wat te doen het met kwadratiese of lineêre getalpatrone. So kom ons kyk. 'n kwadratiese getalpatroon het 'n tweede konstante verskil van 4. Nou tweede konstante verskil van 4. So nou kan jy hierdie inligting wat jy hier geskryf het, gou gebruik om jou A-waarde te bereken. So nou gaan jy sê 2A is gelyk aan 4. So dit wil sê my A-waarde gaan gelyk wees aan 2. So daat jy al klaar jou eerste deel en het al klaar 'n punt. So moenie skrik nie, lees dit jou vraag, skryf jy jou hints en gaan aan. Ok, so tweede verskil van 4. Nou sê hulle, term 4 is gelyk aan 18 en term 14
is gelyk aan 18, want hulle sê, 'n kwadratiese getalpatroon het 'n konstante tweede verskil van 4 en term 4 is gelyk aan term 14 wat albei gelyk is aan 18. So dis al inligting wat hulle vir jou gee. Nou sê hulle, bepaal die algemene terme van die ry. Nou, as jy hierdie so lank insubstitusie, daai A-waarde, nee, A-waarde, gaan jy in A se plek 'n 2 insubstitusie. Nou, gaan jy term 4 insubstitusie. Okay? So jy gaan nou term 4 insubstitusie. Dus so dis 2/4 kwadraat plus B maal 4 plus C. En hierdie is gelyk aan 18. En dis gelyk aan 18. So nou gaan jy 2, nou werk jy hierdie sommetjie uit tot waar jy kan. Dus 2/4 kwadraat, hierdie gaan 18, is gelyk aan 32 plus 4B plus C. Nou wil jy C alleen kry, want jy gaan nou half in 2 vergelykings gelykstel aan mekaar. So jy kry jou C alleen. So nou gaan jy sê C is gelyk aan 32 of 18 min 32 gaan vir jou min 14 gee. En as jy daarin oorvat, is dit min 4B. So hierdie is jou term 1. Ok, belangrik, jou term 1. Nou, gaan jy presies dieselfde doen, maar vir term 14. So jy gaan sê term 14 is gelyk aan 18. So jy gaan in N se plek 14 in substitusie. En jy gaan C alleen kry. So nou gaan jy sê 2 maal met 14 kwadraat, dit gaan vir jou 392 gee, plus 14B plus C. Jy wil C alleen kry, so jy gaan 18 min 392, wat vir jou negatief 374 gaan gee, en negatief 14B. En dit gaan gelyk wees aan C. En dis term 2. Ok, term 2. Nou, jy kan of hier, jy kan nou kies, of jy kan hom so gelykstel aan mekaar, so jy gaan nou, so jy gaan 1 gelykstel aan 2, of C in C se plek in substitusie. So jy gaan nou sê, negatief 14, negatief 4B, is gelyk aan negatief 374, negatief 14B. En nou gaan jy jou B's aan dieselfde kant kry. So, as jy daarin oorvat, dan word dit, jy het 'n negatief 4, daai word positief, 14, gaan vir jou 10B gee. En aan die kant gaan jy negatief 374 plus met 14 gaan vir jou negatief 360 gee. Jy gaan albei kante deel met 'n 10 en jou B-waarde gaan dus 36 wees. Ok? So, sorry, negatief 36, want 'n negatief gedeel deur 'n positief is 'n negatief. So jou B-waarde is nou 36. Nou, hoe gaan jy jou C uitwerk? Maklik. Jy gaan jou antwoord van B, gaan jy in stelling 1 in substitusie. So jy gaan nou sê, C is gelyk aan negatief 14 minus 4 negatief 36. En jy gaan in jou sakrekenaar presies so in substitusie en jy gaan 'n antwoord kry van 130. So dit beteken jou C-waarde is 130. So jou algemene formule gaan dus wees, Tn is gelyk aan
A, so dis 2n kwadraat. Jou B-waarde het jy as negatief 36 en jou C-waarde is as 130. Nou gaan jy antwoord toets. Of jy kan nie eintlik die antwoord toets nie. Jy kan die antwoord toets, want jy kan term 4 instel en kyk of jy 18 kry. So 4, dan gaan jy kwadraat, minus 36, 4, plus 130, gaan vir jou 18 gee. Nou gaan jy term 14 in substitusie, en jy gaan sien, my kry ook 18. So dit wil sê, jou algemene formule is korrek. Kom ons kyk gou na die laaste voorbeeld, voorbeeld 6. Nou, kom ons lees die vraag. Bepaal die waardes van x en y as 'n kwadratiese ry is. So dit beteken, dit is 'n kwadratiese ry. Nou, die eerste ding wat jy moet weet is, jou algemene term is Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c. Die ander ding wat jy moet weet is, daar is 'n tweede konstante verskil. So, jy gaan nou begin deur te sê, x minus 6. Jou tweede een gaan wees, 16 minus x. Hierdie een gaan wees, 27 minus 16, wat vir jou waarde van 11 gee. En hierso gaan wees y minus 27. Nou, kwadratiese getalpatroon het 'n tweede konstante verskil. So nou gaan jy sê, 16 minus x minus x minus 6. Hierso gaan jy sê 11 minus 16 min x. En hierso gaan jy sê y min 27 min 11. So ons weet, tweede verskille bly konstant, so daarom kan ons die tweede verskille gelykstel aan mekaar. So ons gaan nou begin deur hierdie een gelyk te stel aan daai een. So ons gaan sê 16 min x positief 6 gaan gelykgestel word aan 11 min 16 positief x. Okay? So nou, 16 plus 6 gaan vir jou 22 gee, min 2x. 11 min 16 gaan vir jou min 5 plus x gee. Jy wil nou x alleen kry, so jy gaan die 5 oorvat, dan word dit 27. Jy het 'n x en daarin gaan oor, so dan sit jy met 'n 3x. Jy gaan deel met 'n 3 en jy gaan x kry as 9. Nou gaan jy hierdie twee gelykstel aan mekaar. So nou gaan jy sê 11 min 16 positief x gaan gelykgestel word aan y min 38, want min 27 min 11 gaan vir jou min 38 gee. Nou gaan jy in x se plek 9 in substitusie. So in x se plek gaan jy 9 in substitusie. So aan die een kant gaan jy sit met 11 min 16 plus 9, 'n positief 9. So 11 min 16 positief 9 gaan gelyk wees aan 4. En y min 38. So nou gaan jy die 38 oorvat en dit gaan 'n positief 38 word, wat beteken jou y-waarde gaan gelykstaande wees aan 42. Baie dankie dat julle tot hier gekyk het. Share, comment en subscribe.